nou al 3 uitgedeel. Ek het vir julle ek het die ITP's uitgedeel van my juffrou. Ek het die eksamener riglyne vir julle uitgedeel en ek het vir julle die okay, goed. Nou by die datatabel wil ek hê jy moet op die topieke bladsy. En daar wil ek hê jy moet sien, daar is die formule wat ons nou net bespreek het. Hier linksonder is die formule. Die een het 'n D in en die ander het 'n R in. Okay, vir diameter, nie diameter nie. Vir afstand. So die ander simbool vir afstand is D ook. Maar ons gebruik die R ene. En dan sien jy dit nog in 'n langsom ons gaan by omkom. Nou wil ek hê jy moet sien hier by die tabel hierbo is daar 'n G van 6,67 maal 10 ter mag minus 11 hierbo. Sien jy hom? Okay, so daar is 'n konstante wat altyd gegee gaan word. Kan jy sien daar's G ook 9,8. Nou word ook as jy net een van die weer lyn staan. Nou word dit. Okay. Goed. So daar is die formule wat ons gaan gebruik om hierdie aantrekkingskrag tussen twee voorwerpe te gaan uitwerk. G se konstante 6,67 maal 10 ter die mag minus 11. Die een is 6 kg, die ander is 4 kg en hulle is 'n afstand van 200 mm uitmekaar uit. Nou werk ons in millimeter. Nee, waar merk ons? Meter. Merk ons. So die afstand moet wees van 200 mm moet jy meter toe na toe gaan. Hoe doen jy nou weer dit? Juffrou, ek het 'n vraag oor die daai getal, juffrou, wat is daai aan die einde van daai? Dis sy eenheid. So dis nie iets anders wat ons Nee, dis net sy eenheid. Ja, hoe vat ons van millimeter na meter? Ja? Maal met 10 mag minus 3. Maal met 10 mag minus 3 of gedeel deur 1000. So dit gee vir jou 0,2. Is ek sharp? Is ek reg? Kan ons maar gaan uitwerk? Ja? Nee? Nee! Wat kort? Kwadraat. Ek beloof julle, ten minste, hoeveel as julle in die klas 23, ten minste 5 van julle gaan die kwadraat vergeet in die volgende toets. As ek verkeerd is, sal ek vir elke een in hierdie klas van nou, was daai chips wat ander ding nodig het? Daai chips koop. Maar as ek reg is, dan moet julle vir my chips koop. Is dit 'n deal? daai wil ek verkeerd. Ja. Daai wat ek vergeet, daai wat die kwadraat vergeet, moet vir my chips koop. En as ek sê 5 of meer, gaan vergeet van die kwadraat. Dan moet julle vir my chips koop, maar as daar 4, 3, 2, 1 vergeet van die kwadraat, dan moet ek vir julle chips koop. Is julle met my? Ja. Goed. Let's see. Ek love 'n goeie wetenskap, so as 'n wetenskap. So as jy ooit 'n deal met my wil maak, ek's 'n sakker vir 'n deal. Okay. Nou kry jy 0,0000004 ja? Ja. Ons gaan dit nie so net skryf nie, ons moet 'n wetenskaplike notasie doen. Laas jaar, hoe doen jy dit nou weer? Shift, setup, dan by 7 staan scientific 7 en dan kies jy 5. Dat jy in beheer is van jou afronding. So dan kry jy, gaan nou weer wees, dan kry jy 4,002 maal 10 ter die mag minus 8 en dit is 'n aantrekkingskrag, so dit is Newton. Ja, wat's fout? Dataval is dit as ons die F is dit FG of ons notas is dit FG maar op die dataval is dit F juffrou. Okay, ek gaan nou iets daaroor sê. Ja, Matthew? Juffrou, ek het presies daai in my sakrekenaar ingetik en ek het glad nie die sak. Het jy 'n breek gebruik op jou sakrekenaar? Ja. Het jy 'n negatief 11? Ja. Het jy gekwadreer? Ja. Is jou sakrekenaar in degrees en nie in gradient nie? Ja, dis goed. Hou wat? Dit is 0,2 en 0,12. Ja. Ek sien op die dataval met die formule is die G langs aan die breed, maar daar is nie die Dit is 'n goeie vraag, Lara. Ek gaan nou hierso sê. Okay. Goed. So, julle almal weet nou om die formule toe te pas. Wat het ons nou net gaan uitwerk? Ons het gaan uitwerk. Oepsie.
die aantrekkingskrag tussen twee voorwerpe. Okay. Nou, tot en met nou, as ons FG uitgewerk het, so ek gaan terug na die vorige bladsy toe, as ons FG, waar het ek nog 'n plek, FG gaan uitwerk het, is dit massa maal met 9,8, of massa maal met G, né? Want wat is dit wat ons gaan uitwerk het? Dit is jou gewig of jou gravitasiekrag. Wat die hel is dit? Dis die aantrekkingskrag tussen jou en die aarde. En wat is Newton se gravitasiewet? Die aantrekkingskrag tussen jou en die aarde. So in plaas van hierdie formule gebruik om jou gewig te gaan uitwerk, kan jy ook hierdie elaborate formule gaan gebruik om jou gewig te gaan uitwerk. Dan sit jy in die gravitasiekonstante, jou massa, die aarde se massa, die aarde se radius. En dan werk jy ook FG uit. Dit twee maniere om dit uit te werk. Obviously is hierdie ene baie makliker. Okay? So, met hierdie formule hoef jy nie daai G in te vul nie. Jy skryf 'n formule presies soos wat hy op die datavel is, maar ek wil net hê jy moet weet dit is jou gravitasie, dit staan daar. Gravitasiekrag. Okay. Goed, nou het ek net gepraat van die aarde se massa en die aarde se radius. Kyk gou 'n bietjie op die datavel. Af, derde lyntjie, radius is of straal van aarde. Nou word ek gegee. Nog af, jou onder die massa van die aarde, daar word ek jou gegee. Dit word altyd jou gegee. Jy kan eintlik die twee vergelykings gaan vergelyk met mekaar en kyk, kry jy dieselfde gewig vir albei. Daar sal 'n afrondingsverskil wees. Okay. Is julle met my? Goed. Normale vraag, ons gaan kyk waar ons dit 'n bietjie moeiliker gaan maak nou. Hierdie volgende vraag is 'n baie goeie veelkeuse tipe vraag of 'n 2 of 3 punte vraag aan die einde van 'n lang vraag. Okay, dit sê daar 'n voorwerp met 'n massa van m ervaar krag F op die oppervlakte van die aarde. Wat sal die aantrekkingskrag in terme van F wees indien die voorwerpe afstand 2r, 3r en so voort van die middelpunt van die aarde af is? So hulle sê vir jou, jy beweeg verder weg van die middelpunt van die aarde af. Hoe gaan die aantrekkingskrag op jou verskil? Ethan, hoe verder jy weg beweeg, wat gaan gebeur met die krag? Hy gaan kleiner word. Okay, maar nou wil ons dit bewys. En met hoeveel gaan hy kleiner word? So, ons het, ek gaan nou 3 scenario's doen, dat jy die konsep verstaan. 1, 2, 3. Okay, so ons het 'n mannetjie, daar is die aarde, en hierdie is 'n massive mannetjie, hy staan daar, oepsie, ek wil hom, hy moet op die, daar, staan hy op die aarde, en hy is op die oppervlakte van die aarde, so die afstand tussen hom en die middel van die aarde is R. Okay, kom ons maak die massa van die aarde M en die massa van die mannetjie klein m. Hoofletter M en kleinletter M. Dan volgens Newton se gravitasiewet, as ek sy krag moet gaan uitwerk, gaan dit G m oor R kwadraat wees. Chop? Okay. Nou vat ons die mannetjie, ja? Ek in plaas van M en M2 maak ek 'n klein m vir die klein voorwerp en 'n groot M vir die planeet. Okay. Goed. Nou gaan ons en ek vat my mannetjie daarbo dat hierdie afstand 2r is. Hy is nog steeds M, die aarde is nog steeds hoofletter M. So nou wil ek sy gravitasiekrag gaan uitwerk. So ek gaan hom noem F2 net om dit te verskil met mekaar. Dan het ek G, M, van die twee massas het nie verander nie, oor 2r kwadraat. Is ek reg? Wat trek ek met my vraag? Is eintlik Lara se beurt. Lara, is hierdie reg wat ek hier geskryf het? Okay, jy dink verkeerd. Hoekom is hy verkeerd? Want hierdie hele afstand moet gekwadreer word. So ek moet hierdie hele ding in 'n hakkie sit. Okay, want as hierdie 10 was
dan is daai 20 en ek moet die hele 20 kwadreer, nie die 10 kwadreer en dan maal met 2 nie. Is julle met my? Okay, so die hele afstand moet gekwadreer word. So as ek nou hierdie vereenvoudig, dan het ek GM oor 4R kwadraat. Okay, so nou gaan ek julle magic wys. Daai ding en daai lyk presies dieselfde. Presies dieselfde. Hierdie ding is gelyk aan F. So hierdie is gelyk aan F. So ek kry 'n kwart F. So as ek die afstand verdubbel, gaan die krag 'n kwart wees van wat hy moet wees. En dit maak sin want as dit sê hoe verder weg jy is, hoe kleiner is die krag. Omgekeerd eweredig. Jo, iemand het in die toets geskryf indirek eweredig. Dis is 'n vloekwoord. Mag ek dit sê nie. Omgekeerd. Ek kan nie nou by dit was nie. Okay. Goed, kom ons gaan nou nog verder. Nou wil ek hê jy moet al eintlik hierdie kan voorspel wat gaan gebeur. Hierdie arme mannetjie. Hy is nou 3R. 3 keer die radius weg van die aarde af. Sy massa is nog dieselfde, die aarde se massa is nog dieselfde. Okay, kan ek inzoom daar aan die regterkant? Okay, so ek het nou F3, want dit is nou by die derde scenario. GM oor 3R kwadraat. Nee, so ek moet die hele afstand kwadreer, nie net die R nie. So dit gee vir my GM oor 9R kwadraat. Weereens is daai hele ding dieselfde as daai. So ek kan daai 9de uithaal. En F so hy is nou 'n 9de van die oorspronklike. Chop. Okay. Gaan. Ja? Goed. Nou gaan ons na gravitasieversnelling. Nou gaan ons na 9,8 wat ons nou al 'n hele tyd nie meer werk. Okay. Dit sê daar gaan lees en gaan ek verduidelik. Hulle sê vryval vind plaas wanneer 'n voorwerp onder die invloed van slegs gravitasiekrag of gewig is. Okay. So wanneer daar net gravitasiekrag op 'n voorwerp is, dan sê ons hy val vry, so ons gaan ligweerstand moet ignoreer. As gevolg van gravitasie aantrekkingskrag tussen twee voorwerpe, versnel die voorwerp teen 'n gravitasieversnelling wat ons in meter per sekonde meet. En dis altyd na die middelpunt van die aarde toe. Okay, so ons het nou 'n paar keer oor gepraat. As iets beweeg, dan sal gravitasiekrag op hom. Hoekom? Want ons gravitasieversnelling. Indien ligweerstand geïgnoreer word, dan is G dieselfde vir alle vallende voorwerpe. Okay. Ek gaan nou vir julle 'n video wys oor hoe ons gaan bewys dat alle voorwerpe versnel teen dieselfde versnelling. Okay, ek gaan nou vir julle wys. Wat ek nou vir jou wil wys is dat G, daai 9,8, is onafhanklik van die massa van die voorwerp. So dit sê as jy val en 'n baksteen val en 'n olifant val en 'n veer val julle almal teen dieselfde versnelling as ligweerstand geïgnoreer word. Okay, so ons het altyd 'n as in wetenskap om ons sommetjies te laat klop. Okay. Goed, so ek het nou vinnig vir julle genoem. FG kon ons gaan uitwerk het met M maal met G. Nee? Dis hoe ons dit nog die hele tyd doen vanaf graad 9. Dis jou gewoonte hom. FG. Chop, julle met my. Wat is daai klein m? Massa van jou, die mens, die voorwerp. Okay. Dit is nou net gedoen. F is gelyk aan GM oor R kwadraat en ek het nou gegaan M en M want ek wil gou kyk na die gravitasiekrag tussen jou en die aarde. Want hierso is die aantrekkingskrag van die aarde op jou uitvind. En hierso is die gravitasiekrag tussen jou en die aarde. So jou is die klein m, aarde is die hoofletter m. Okay, so klein m is mens
hoofletter M is aarde en dan gaan F wees krag van aarde op mens. Sjoe, daar is aarde hoor, daar lyk baie lelik. Juffrou, wat nou van die radius? Is, jy staan op die oppervlakte van die aarde, soos die radius van die aarde. Okay. Is jy met my? Ek dink Dis nou as jy hier so staan. Daar is jy. Ek wil weet, wat is jou gewig, dan gaan ek hom uitwerk. As ek wil weet, wat is die aantrekkingskrag tussen jou en die aarde, dan gaan ek hom so gaan uitwerk. Okay. maar juffrou, hoekom is F dan net krag van A op mens? Van die aarde op die mens, of mens op die aarde, is met dieselfde krag, volgens Newton 3. Okay, maar juffrou, is F nie daai hele ding wat juffrou daar geskryf het nie? Soos die hele Ja. eenmaal en Ja, maar wat is dit? Dis die krag van die aarde op jou. Dit is wat hierdie ding beteken. Okay. ja, ek verstaan. En dis hoe jy hom uitwerk. Okay. Goed, so hy is dan in hierdie geval ook Fg. Want is die krag, die gravitasiekrag van aarde op jou. So is dit 'n Fg, is dit 'n Fg. Ons kan hulle gelykstel aan mekaar. Dan het ek, as ons 1 gelykstel aan 2, so dis die twee maniere om gravitasiekrag uit te werk. So hulle gelykstel aan mekaar het ek m maal met g is gelyk aan gm m oor r kwadraat. Okay, ek gaan inzoom hier aan die regterkant. So ek het net die twee gelykstel aan mekaar. Wat was hierdie klein m verteenwoordig? Die massa van die mens. Wat verteenwoordig hierdie? Die massa van die mens. So eintlik kan ek hierdie twee uitkanselleer. So dan het ek gravitasieversnelling, daar 9,8, is die universele gravitasiekonstante maal met die massa van die planeet, die aarde, oor r kwadraat. So wat ons hier bewys het nou, is dat die gravitasieversnelling, 9,8 meter per sekonde kwadraat, het niks te doen met jou massa nie. Dit het alles te doen met die massa van die aarde en die radius van die aarde. Want as jy maan toe gaan, dan sweef jy mos so op die maan. Hoekom sweef jy op die maan? Jy het nie arm of been of iets verloor op pad so doen nie. So jou massa is presies dieselfde. Maar die 'n maan se radius is kleiner en sy massa is kleiner. So 'n aantrekkingskrag is minder en daarom kan jy sweef. Okay. So gravitasieversnelling niks met die mens se massa te doen. Alles met die massa van die planeet, aarde, maan, son, wat te doen en die radius daarvan. Sê jy met my? Okay. En soos wat Neil nou net gesê het, ons kan dan sien, en hier het ek dit vir jou neergeskryf, het ek dit hier neergeskryf? Ons kan dan sien dat die gravitasieversnelling vanaf hierdie formule nou daarbo is direk ewenredig aan die massa van die planeet. Hoe groter die planeet is, hoe sterker is die aantrekkingskrag. En die gravitasieversnelling is omgekeerd ewenredig aan die radius van die voorwerp. Ja. Juffrou, so die maan nog steeds gravitasiekrag, maar hy's kleiner as die aarde. Ja. Kom ons nou so. Yes. Okay. Goed, so ek sê bo, G word dus net bepaal deur die massa van die aarde en die afstand vanaf die middelpunt van die aarde. Okay, hy is 'n vektor hoeveelheid, wat beteken hy moet grootte en rigting hê, want gravitasieversnelling, versnelling is 'n vektor. G is nie konstant nie. So as jy bopunt van Everest staan, is jy verder weg van die middelpunt van die aarde, so dan is jou gravitasiekrag minder op jou, tegnies. Cool, né? Dan, so hy verander van plek tot plek, en planeet tot planeet, en maan tot maan. Okay, en dan sê ek net vir jou, sê nou maar ons hou G en M konstant, dan as R afneem, so as R kleiner word, dan gaan gravitasiekrag meer word. Okay, so hulle is omgekeerd ewenredig, dis eintlik al wat ek vir jou sê. Alright, en dan kan jy hom of omgekeerd ewenredig gaan teken, of direk ewenredig gaan teken, maar ek het al hierdie nou 'n paar keer met jou deurgegaan om grafieke te teken. Is julle met my? Okay, ek wil nou nog iets hierso gesê vir julle. Snel.
Mensmassa. Ook het gesê ek wil vir julle die video wys. Alright. So terwyl ek die video soek en dan terwyl julle kyk en ek het die toetse merk, gaan julle vir my doen op bladsy 25 vraag 5 en vraag 6 en dan gaan julle huiswerk kry daar aan 'n boekie uit van julle. Maar vraag 5 is nie net easy peasy nie. Onthou soos wat daar baie keer gejoke word. In die klas kry julle 2 + 2 vir huiswerk is dit 2 × 3 + 4 en dan in die eksamen is dit soos Sally. Okay, so hier is die eksamenvraag. So ons gaan nou van klas na daarbo. Okay, dit sê 'n kommunikasiesatelliet met 'n massa van 350 kg wentel om die aarde teen 'n spoed van v soos in die diagram getoon. Die aarde oefen 'n gravitasie van soveel op die satelliet uit. sien julle hom? Ja? Okay. Goed, nou vra hulle skryf Newton se gravitasiewet in woorde. Brian voer aan dat die aarde 'n groter krag op die satelliet uitoefen as wat die satelliet op die aarde uitoefen omdat die aarde groter massa het. Noem en skryf die wet neer wat jy kan gebruik om Brian se wanopvatting op te klaar. Wanopvatting beteken hy is verkeerd. Die krag is nie groter nie. Hoekom nie? Watter wet? Newton se derde wet. Die aarde op die satelliet op die aarde, blablabla. Goed, dan vra ek vir jou uitvangvraag. Bereken die hoogte van die satelliet bo die oppervlakte van die aarde. So wat jy nou gaan doen is daar in jou som gaan jy F is G_m1 m2 oor r kwadraat. Okay, kom ons check gou. Die krag het hulle vir jou gegee. Check. Die konstante is op jou datavel. Check. Die massa van die satelliet vir jou gegee. Massa van die aarde is konstante op jou datavel. Check. Wat is daai R dan? Die afstand tussen die twee voorwerpe se middelpunte. So jy gaan die afstand kry van daar tot daar wanneer jy nou die som gaan doen. Maar wat is die vraag? Nie wat is die afstand tussen hulle middelpunte nie. Wat is die hoogte bo die oppervlakte van die aarde? So jy in jou sommetjie gaan nou daai afstand x gaan kry. Maar dan moet jy nog 'n som verder doen. Nou tel 5 punte. 5 punte sê nie formule waar is die antwoord nie. Sê 'n bietjie meer. So ek gaan weer sê in jou som as jy daai r gaan uitwerk, gaan jy die afstand tussen hulle middelpunte kry. Maar die vraag is, wat is daai afstand? So waar gaan jy daai minus? Waar gaan jy daai kry? Op jou datavel is die radius van die aarde. So konstante. So ek gaan weer sê in jou som gaan jy daai afstand gaan uitwerk. Die vraag is nie daai afstand nie, die vraag is daai afstand. So jy moet daai gaan minus, dis die radius van die aarde wat op jou datavel is. Is julle met my? Okay. So jy gaan doen vraag 5 en vraag 6 terwyl ek julle toets klaar maak. Dalk het jy vrae vir julle hierdie gewys, maar laas jaar het jy vir julle hierdie video gewys, laas jaar. Nee? Okay. My klank gaan nou nie lekker werk nie, maar This is NASA's Space Power Facility in Cleveland, Ohio, and it is the world's biggest vacuum chamber. It's used to test spacecraft in the conditions of outer space, and it does that by pumping out 30 tons of air. Galileo's experiment was simple. He took a heavy object and a light one and dropped them at the same time to see which fell fastest. Het hulle soos 'n swaar bowlingbal en hulle het vere, 'n paar vere. Okay. Wat hulle wil bewys is dat hulle gaan teen dieselfde spoed, selfde versnelling afbeweeg as daar geen ligweerstand is nie. Dit wat ons nou net bewys het. Okay. Voordat hulle dit doen, gaan hy eers die eksperiment doen met ligweerstand. Okay? So daar's ligweerstand daar. Die vere die bal, hulle gaan dit laat los. En natuurlik het die vere meer ligweerstand, so hulle gaan stadiger beweeg. Okay.
Nou, die ou praat nogal 'n bietjie funny en hy sê hy sien, Now in this case, sure, the dit maak feathers ons fell gat, to the dit beweeg ground binne, at hy a beweeg slower rate stadig, than the hy bowling beweeg ball weerstand because of air Baie mooi, baie resistance. mooi. En dan gaan hulle nou hier deur 'n proses, moet ek hierdie ding vat voor. Playback speed 2. Okay. Dan gaan hulle nou hier deur 'n We have to remove the air. proses, daar's klomp But once it's mense, complete, there's a near perfect vacuum daar inside. pomp hulle nou al die lug uit. Skrikkelik. Hulle is almal baie opgewonde. Hulle praat oor veiligheid. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Count on, 2, 1, release. Vinnig hulle dan val. Ja, want hy is dit bepaal die netto krag. O, okay, Die oppervlakte gaan ligweerstand bepaal. so. Okay, goed. Nou sê hulle 3, 2, 1, baie opgewonde. Hier gaan hulle almal, dan laat los hulle dit. En daar val hulle. Hierdie is slow motion val. Maar daar sien jy, soos hierdie is nie AI nie, dis 'n baie ou video. En jy kan sien hulle twee val met presies dieselfde spoed. En ons geen lig. Jy kan sien die vere beweeg ook. En ons net wat hulle maak wat hulle doen. Net gravitasie. Hoe hulle almal is soos ou man. Amazing, so cool. Kan jy dit glo, presies dieselfde. Almal kom by mekaar. Exactly the same. Feathers don't move, nothing. Ja, maar omdat jy 'n groter area het, kan jy meer ligweerstand. Brilliant. Okay, goed, so dis wat ons nou net bewys het is as Isaac Newton ligweerstand said geïgnoreer the ball word, and the feather is fall gravitasieversnelling because there's a net force afhanklik pulling van them die down. massa van die planeet en Gravity. die radius van die planeet. But I Ooit uitgedink dat as jy lig